Here, baie dankie dat ons die woord het, dat ons ook hierdie teks het, en dat ons dit mag oopmaak en dit mag lees. En ons wil kom bid, Here, dat die Heilige Gees self hierdie woorde in ons hart sal indra. Ja, kom spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Geliefdes, Romeine 6 vers 1 tot 11. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Geliefdes, ons lees tot sover. Ek het al baie keer vir julle probeer verduidelik dat wanneer ek iets in die Bybel beter wil hoor of beter wil verstaan, help dit as ek in verskillende vertalings lees. Nou, in Afrikaans het ons 3 amptelike vertalings wat eintlik baie goed is. Ons kan dalk nou iets sê oor die 33 vertaling, maar jy moet onthou, dit was in 1933 klaar gedoen. In daai jare met die tegnologie en die kennis tot hulle beskikking, was dit 'n fenominale iets wat hulle reg gekry het in Afrikaans, om dit te doen. Né? Ons taal was nog baie jonk gewees ook. So dis 'n meesterstuk gewees. 83 vertaling ook, wat op 'n ander manier het probeer verwoord het, sodat ons dit makliker kan verstaan. Die woord wat hulle gebruik het, was dit 'n dinamies ekwivalente vertaling, wat beteken, hulle wou eintlik meer die betekenis vertaal. En toe het ons mos nou weer hierdie behoefte aan 'n meer direkte vertaling, wat hulle nou vir ons met hierdie vertaling, wat ek dink een van die bestes in die wêreld is, gedoen het. Maar nou lees ek dit in die 83 vertaling. Ja, julle kan, die van julle wat kan Engels lees, kan nou van die Engelse vertalings ook lees, of ander tale wat jy magtig is. Is altyd 'n goeie ding. In die 83 vertaling sê vers 6, hoofstuk 6 vers 1, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Nee, moet ek nou aanhou sonde doen? Want ons het nou in Romeine, en ons wat dit in die Bybelstudie gedoen het, kyk, op 'n punt het dit vir my gevoel, ek bly voorberei vir dit, en ek bly dieselfde ding sê. Want heeltyd sê ek, maar ek en jy kan geen bydrae maak nie. Dit gaan nie oor my dade nie. Dit gaan oor my verhouding met God. Dis absoluut uit genade wat hy my gered het. Dis deur die geloof in die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus het aan die kruis gaan sterf vir ons. Hy het ons vrygemaak. Ons gaan nie eers vir die oordeel staan nie. Dit het ons geleer. En dan het dit vir my half 'n logiese vraag geklink. Dat die mense dan vra, maar wat beteken dit nou? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Of, dus hierdie vertaling sê, sal ons in die sonde bly voortleef? Paulus sê, ja, dis 'n baie dom vraag. Hy sê, dis eintlik 'n baie swak vraag. Hy sê, want ons verstaan nie die evangelie dan nie. En ek en jy moet besef,
dat ons nie verstaan hoe groot die invloed. En ek wil nou maar sê, spesifiek van Amerika se kant af met hulle voorspoedsteologie wat baie sterk daar begin het en gedryf is, en ook in al ons kerke ingekom het, party kerke meer, ander minder. Want wat ons eintlik daarmee probeer verstaan het, is dat ek en jy gee my lewe oor aan die Here Jesus Christus, en nou dien ek God, en dan seën die Here my. En daai seën het ons verstaan dat dit beteken ek gaan redelike gesondheid daarom geniet, en ek gaan hom redelike voorspoed geniet, dat hy moet dan materieel ook vir my sorg. En nou dra ek hierdie goed aan hom op, en as dit nou nie goed gaan nie, dan gaan bid ek, dan moet ek nou vra, waar is daar sonde in my lewe, of ek bid verkeerd, of ek moet langer vas, of wat ook al. Julle, dis nie die Bybelse evangelie nie. Dis 'n mens uitgedinkte evangelie, wat tekste uit hulle konteks wil gaan haal en sê, ja, ek weet wat ek vir julle beplan het, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil al iets oorgekom het, as ek nog een keer daai teks op 'n WhatsApp gekry het, want dis in daai selfde hoofstuk in Jeremia, waar Jeremia vir hulle sê, julle gaan in Babelonie bly, julle gaan nie nou terugkom land toe nie. Julle moet maar daar vir julle huise bou, en julle moet maar daar begin werk soek, want Jerusalem gaan vir 70 jaar leeg staan. Né? So, dink, wat jou prentjie oor godsdienst? Paulus se prentjie, die Bybelse prentjie sê, is Christus het aan die kruis vir ons gesterf ter wille van ons sonde, dat hier's 'n vertikale behoefte om my verhouding met God reg te maak, want ek was op pad om verlore te gaan, ek was op pad na die ewige verdoemenis toe, maar God het my daaruit kom red. Ons kan nie daai perspektief prys gee nie. God het my daaruit kom red, en hoe het hy dit gedoen? Deurdat die Here Jesus Christus die volle prys betaal het, aan die kruis. En nou, sê Paulus, wanneer ons in Christus deel, dan deel ons met hom in sy dood, en in sy kruisiging. Hoor wat sê, as ons gedoop is, en julle is gedoop, is ons te saam met hom in die dood begrawe. Ons is in sy dood ingedoop. Wanneer ek aan die Here Jesus Christus behoort, wanneer ek my lewe vir hom oorgee, dan beteken dit letterlik dat my ou sondige lewe saam met Christus aan die kruis sterf. Ek gee my lewe prys, ek sterf. Ek sterf van myself. My eie beheptheid met myself. My eie selfgesentreerdheid sterf die oomblik as ek aan die Here Jesus Christus behoort en as ek my lewe vir hom oorgee. En skielik gaan dit nie net meer oor my en alles oor my nie, gaan nie net oor my gesondheid, dit gaan nie net oor my begeertes nie, dit gaan nie oor my welstand nie, dit gaan oor God. Dis 'n heeltemal 'n ander perspektief. Dis letterlik 'n hele ander manier van dink. Christus het sy lewe vir my gegee, so ek het saam met hom in die kruis gesterf, so ek gee my lewe vir hom. Nou tel my lewe nie meer nie. Wat nou tel is Christus. En hy sê dit eintlik baie mooi. Hy sê, beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Want hy sê, Christus het gesterf vir eens en vir altyd, nou leef hy, ek en jy bely dat die Here Jesus leef, en Paulus sê hy leef, want hy leef vir God. En vir wat leef ek en jy? Ons hierdie perspektief, maar ek leef vir God, want ek loop dan nou in die voetspore van Jesus. En nou klink dit vir my, dit alles is redelik eenvoudig, en dan kyk ek na my eie lewe, en dan dink ek, hoekom kry ek dit dan nou nie reg nie? Of is dit nou net ek wat dit nie reg kry nie? Daar kry julle dit reg, dan is ek baie beïndruk met julle. Maar ek kyk na my eie lewe, en dink ek, maar Rudy, as ek nou hierdie lees, dan moet hierdie sonde mos nou nie meer in my lewe wees nie. En tog is dit baie keer daar.
En nou moet ek gaan kyk hoekom, wat mis ek? En daar's 'n paar verhale wat ek vertel, of 'n paar voorbeelde ook het vir julle wil verduidelik. Ek lees van 'n Amerikaanse dominee, wat sê dat hy moet hierdie lidmaat uit die tronk uit gaan haal. Maar die ou kom nou uit, hy was gevang, hy het in 'n winkel gesteel, shoplifting, en hy het 3 maande tronkstraf gekry, en die dominee gaan hom nou optel. Die dominee het ook daar binne vir hom moeite gedoen, en die man het weer 'n verbintenis aan die Here Jesus Christus gemaak, wonderlik, en die dominee sê, nee man, maar ek het met jou pad geloop, ek sal jou gaan haal ook, wanneer jy uitkom. En nou is dit so 2 dae se ry, maar hy kom daar, groet die broer hartlik, en kry hom, en dis nou namiddag, en hy sê vir hom, luister broer, 'n roadtrip, nee, is nie 'n roadtrip, as jy nie by 'n petrolstasie se kafee stop, en 'n Coke en 'n pasty kry nie. Nee, 'n Coke en dit is deel van enige roadtrip, kom ek stiek jou, kom ons gaan uit. En hy hoor wat hulle hê, en hy kry sy lekker steak en kidney pasty, en hy kry Coke, en hy sê my, hierdie man, waar is hierdie ou nou? En hy sien hierdie ou sweet, die sweet loop hom af, en hy kan sien, dit lyk of hierdie ou 'n paniekaanval gaan kry. En sê hom, broer, wat is fout? Hy sê, dominee, ons moet asseblief net hier uitkom. En die dominee betaal vir die goed, en vat hom uit, en in die kar, en kalmeer hom, sê, broer, wat het gebeur? Wat is fout? Hy sê, het jy dit nie gevoel nie? Die dominee sê, dit wat gevoel? Hy sê, die versoeking, die spanning, weet jy wat, ek het gesien, daar's 2 sekuriteitskamera's, maar daar's 'n hele area in die winkel, wat nie opgevang deur hulle nie. Die versoeking was so groot, julle sou my nie gevang het nie. Die dominee sê, wat 'n versoeking, ek was nie onder versoeking nie. Nou los hy dit daar, en hy ry so eind, en hulle stop by die motel waar hulle oorslaap. Nou, anders as julle ouens was ek nog nooit in Amerika nie, so ek weet nie hoe dit werk, ek vat hierdie ou se woord vir dit. Hy sê, die motel waar hy toe nou bly, het meer as 300 TV-kanale. En die meeste van daai kanale mag ons nie in die kerk noem nie. Maar dis nou goed wat mans nie moet kyk nie. En hy weet nou dis daar, en hy weet by sy huis is daar nie sulke kanale nie. Ja, en hy lê wakker, en hy worstel oor dit. En hy kan nie verstaan, hoekom is hierdie goed dan 'n versoeking vir hom? Want hy het hoeveel lank terug al sy lewe vir die Here oorgegee. Hy wil niks met pornografie te doen en so, hoekom is hierdie goed so 'n versoeking? En hy wonder hoe erg versoeking is dit vir hierdie broer van hom, wat hy nou net uit die tronk uit gaan haal het. En hy kyk, en hier lê die ou kalm en slaap. Geen versoeking vir hom, he. En sy daar besef hy, versoeking het niks te doen met die goed wat buite gebeur het. Dit is alles te doen met wat binne in jou sit. Die versoekings kom binne uit my uit, nie uit die wêreld uit nie. Ons hou daarvan om te sê, dis die duiwel wat ons versoek het. Die Bybel sê, dis nie waar, he. Hy het nie daai mag oor jou nie. Paulus skryf, hy sê, dis jou eie begeertes. Jakobus skryf, julle eie begeertes is sleg, en nou word jy bevredig, en nou raak julle kwaad, en nou wil julle moord pleeg daaroor. Nee, dis die eie begeertes wat in jou eie hart sit. Daarom moet ek my hart lei. Spreuke sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat sê ons? Nee, maar ek kan nou nie help wat in my hart gaan nie, my hart voel soos hy voel. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan. Jy bepaal wat in jou hart leef. Jy het beheer daaroor. Verder, weet julle nou dat ek redelik lief is vir die see, en ek is geïnteresseerd in wat daar aangaan. Nou as jy gaan duik, dan kan jy net tot op 'n sekere vlak gaan. Maak nie saak watter toerusting jy het nie, jy kan nie dieper gaan nie, die drukking in die water is te veel. Selfs 'n duikboot kan ook maar net op 'n sekere diepte afgaan.
Nou is die mense mos altyd nuuskierig. Hulle wil weet wat is nou nog dieper. Nou bou hulle 'n ding met net sulke dik staalwande. Dik versterkte staal met 'n kamera in en hy gaan daar van die water, diep waar ons nie kan kom nie. En raai wat kry hulle daar? 'n Vis. Daar's 'n vis wat so dun vel het in daai diepte wat hierdie dikke staal wil in mekaar druk, is daar 'n vis wat net so dun vel het, geen staalpansers teen hierdie drukking hè. En hulle weet, hoe kry die vis dit reg? Hoe kan die vis daar oorleef? Maar die vis het reg gekry om die drukking van binne af te kan beheer. So al wat die vis sorg is dat die drukking van binne af dieselfde is as die drukking van buite af. En dit maak dat hy daai dieptes kan oorleef. En nou lees ek hier in die teks wat ons gelees het, net soos. Wat beteken net soos? Dieselfde, né? Werk presies dieselfde met ons. Net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Die kragtige werking van God, en ek en jy weet ons leef in die era van die Heilige Gees, die kragtige werking van die Heilige Gees wat ons verlede Sondag gehoor het, God se liefde in ons harte uitgestort het, kan maak dat die drukking wat van binne afkom, baie meer is as enige buitekantse drukking wat daar nou kan wees of versoekings. Nee, so die een ding wat ek en jy gaan doen is, ons gaan fokus, want ek bely nou vir julle, baie keer probeer ek hierdie goed verkeerd om doen. Ek fokus op die verkeerde goed. Nou dink ek wil hierdie sonde nie meer doen nie. Ek gaan nou hier teenoor stry. En dan dink ek nou daaraan. En dan sukkel ek. Hoekom? Kom ek verduidelik vir julle. So ek nou vir julle almal in die kerk vandag sê, jy mag nie nou, wat jy ook al nou doen, jy mag nie nou aan 'n olifant dink. Wat nou? Nou dink julle almal aan 'n olifant, né? Wat moes ek gedoen het as ek nie wil hê met 'n olifant doen, dink jy? Ek moes vir jou gesê, dink aan 'n kudu. Net dink aan daai mooi kudu-bil wat daar staan en die mooi horings en jy kan naby genoeg kom om die ding te skiet, né? Wat doen jy dan? Dan fokus jy op die kudu. So fokus op die regte goed, op die positiewe goed. So fokus op jou verhouding met God. Fokus op die Heilige Gees wat in jou leef. Fokus op dit wat jy klaar is. Kyk hoe bewoord Paulus dit. Vers 11. Beskou julle self dan so. Nee? Dink so oor jouself. Kyk so na jouself. Dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Gaan leef dit wat jy klaar in Christus is. Christus het jou klaar doodgemaak vir dit. Jy gaan nie nou weer 'n keer gaan sterf. Christus het dit klaar gedoen. Jy leef klaar vir God. Jy's klaar sy kind. Wees net dit wat jy in Christus klaar is. So fokus daar. Fokus op jou identiteit in Christus. Dis wie ek is. En ek leef volgens wat ek is. Mag ek iets byvoeg julle wat nie in hierdie teks staan nie, maar ek glo dis ook die boodskap van die Bybel wat vir my help met versoekings, en vir my help om 'n lewe meer gehoorsaam aan God te lei. En dit is 'n ingesteldheid oor die lewe, wat ek wil sê, leef met dankbaarheid en tevredenheid. Kan ek en jy dit doen? As ek en jy ervaar, maar dit is 'n voorreg om hier in Mooirivier te kan bly. Of ek wat nou in Wenen bly. Jou ingesteldheid is heeltemal anderste as wat jy nou dink, nee, dis een of ander straf. Jy weet, ek word nou gestraf om hier te moet bly. En dit is nou so koud en die strate is stikkend en ek weet nie wat alles nie. Jy kan ook anders te kyk. Jy kan kies.
Ek kan leer om dankbaar te leef en sê, Here, dankie. Ja, ek leef in een van die mooiste gedeeltes in die land, dalk in die wêreld. Maak jou oë weer oop, sien dit raak. Here, dankie vir die spesiale groep mense wat ons hier is. Ons loop in 'n kerk en ons staan buite en kuier so lekker dat ons amper laat is vir die erediens. Dit gebeur nie in al die kerke nie. Nie oral het mense wêreldwyd hierdie voorreg wat ek en jy het, dat ons ken mekaar almal, ons is lief vir mekaar, dis lekker om mekaar te sien. Dit gaan nie, dit moet seker oral so gaan, maar dit gaan nie oral so nie. Nee, dis 'n voorreg wat ons het. Julle, dit was nou 'n bietjie koud geweest. Nee, al wat ek gedoen het, ek het net daai dik kombers nog warmer oor my getrek. Of nog 'n kombers gaan uithaal. Ek het nie nodig gehad om vannag in die koue buite op die straat te slaap, hè. Ek gaan huis toe. Ek het 'n vrou by die huis wat vir my lief is. Ek gaan lekker eet vanmiddag. Weet julle hoeveel mense werk ek mee wat nie meer kan eet nie? Nie dat hulle nie kos het nie. Hulle kan fisies nie meer eet nie. As gevolg van gesondheidsissues. Maar ek kan baie lekker eet. Partykeer te veel, maar ek kan baie lekker eet nog. Nee. En ek het iets om te eet. Ek gaan regtig moet leer om anders na my lewe te kyk, met 'n lewe van dankbaarheid. Here, dankie vir alles wat ek het. Kom ek fokus daarop, want wat ons doen is, ons wil heeltyd fokus op alles wat ons nie het nie. Omdat ek nou te veel kere op 'n dag moet preek, kan ek nooit na 'n preek luister nie. Nou luister ek altyd, as ek van Escort af hierna toe ry, dan luister ek na die preek op radio RSG, wat is dit? Radio sonder gehoor. Dan luister ek na die preek daarop en hoor ek hoe die dominee daar vanoggend vertel van Adam en Eva daar in die tuin, wat eintlik alles gehad het wat hulle nodig het, né? Hulle het niks meer nodig gehad nie. Perfekte harmonie tussen mekaar, goeie verhouding met mekaar, goeie verhouding met God, selfs 'n goeie verhouding met die diere gehad. Totdat die Satan vir hulle kom mislei het en gesê het, luister, daar's meer, julle is besig om uit te mis. Die gras is groener aan die ander kant. Daar's goed wat God vir julle wegsteek. En toe hulle hierdie meer soek, toe het hulle eintlik in die moeilikheid baie minder as wat hulle ooit gehad het. So leef met 'n tevredenheid. Hier is wat ek het. Dis nie wat Psalm 16 sê nie. Die maatsnoer het vir my op mooi plekke geval. Né? 'n Mooi gedeelte is vir my afgemeet. Dit wat ek uit die hand van die Here ontvang het, is vir my goed. Dat ek weet alles wat ek het, kom uit sy Vaderhand uit. En dis vir my goed en dis vir my genoeg. Want is hierdie ontevredenheid wat ons baie keer dryf na plekke wat ons nie moet wees nie. En na goed doen wat ons nie moet doen nie. So mag ek en jy leef uit die wete, ons is dood vir die sonde, maar lewend vir God, en ek het genoeg. En ek is tevrede met waar ek is en met wat ek het. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie teks. Ja, Here, dankie dat ons hieruit mag leef. En Here, ons wil bid dat U ons oë sal oopmaak vir al die mooi wat ons het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.